Ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. Ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. Ja, ek is vry, vry, vry. Ja, Christus maak my vry. Ja, eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. Halleluja, ek is vry, vry, vry. Ja, Christus maak my vry. Ja, eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. Halleluja, ek is vry, vry, vry. O ja, Christus maak my vry. Ja, eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. O, ek is vry, vry, vry. O ja, Christus maak my vry. Ja, eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. O vry, halleluja, prys die Here. Amen. Vader, ons dankie dat ons na U toe kan kom in die mooi naam van U seun, ons Here Jesus Christus. Halleluja. Here, dankie dat U die opening, die deur is na die Vader, en ons prys U dat U waarlik vir ons in die bres ingetree het. U die middelaar geword het tussen God en mens, die Vader en die Seun. Dankie dat ons dan ook met vrymoedigheid kan deurbeweeg na die Vader. En die woord het U self gesê, alles wat julle die Vader in my naam vra, dit sal hy vir julle doen. En ook U self sal dit ook vir ons doen. Baie, baie dankie dat ons dan in hierdie dag met vrymoedigheid weer 'n keer tot U kan nader. En dankie dat ons 'n voorreg het om weer uit U woord uit, Here, te hoor wat die Gees aan die gemeente sê, sodat ons daarin kan wandel, sodat U verheerlik kan word. Baie, baie dankie dat ons dan vra, Here, dat U woord dan in hierdie dag waarlik geseën sal wees. En Here, laat elke oor met die bloed bestryk wees, sodat hulle sal hoor die waarheid en laat die waarheid sal ingang vind in elke lewe. Ja, Here, ons moet dit ontvang met sagmoedigheid, die ingeplante woord wat in staat is om ons siele te red. Baie duidelik uit die woord uit, nadat U ons gered het van die sonde deur U bloed. Here, sal U woord, die waarheid, ons red van elke vorm van valsheid en leuen. Halleluja. Dis waarom U die woord, die waarheid vir ons gegee het, sodat ons daarin kan wandel. Baie, baie dankie, Here, dat U ons dan so sal seën. Laat die Heilige Gees waarlik ons elkeen in hierdie oomblikke sal leer en lei in die hele waarheid, sodat ons tot die kennis van God kan kom en U verheerlik kan word. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here en ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ons is so dankbaar om so saam te wees, en terwyl ons U dan so groet in die naam van Jesus, bid ons die seën van die Here ook op U af, terwyl dat ons dan ook so saam is en ook vir die hele dag. Halleluja, prys die Here. En ek wil vir die Here baie dankie sê vir Pastor Barry en sy vrou Christel, wat hulle alles ingesit het om hierdie radiostasie op die been te bring, en ons het 'n voorreg om oor Joy Gospel Radio dan hierdie wonderlike evangelie van vrede te verkondig oor land en see, sodat Christus verheerlik word en hy alleen verkondig word en hy alleen die eer kan ontvang.
Halleluja, ons dank die Here daarvoor. En dan, ek is pastoor Flippie Gerber, en ek is die aanbieder van Pinksterkind, en ek is die Here so dankbaar dat die Heilige Gees maak Pinkster. Daar is 'n Pinksterfees tydelik gewees op aards, ek weet wat die Israeliete gehou het, die oesfees, en so aan, en die 10de dag, en was daar 'n Pinksterfees gewees, en dis vir my so wonderlik dat hierdie Pinksterfees dan ook die dag was waarop die Here Jesus die Heilige Gees uitgestort het, en daarom noem ons dit Pinkster, en dit meen, van die Gees kan Pinkster nie sonder die Heilige Gees wees nie, en die Heilige Gees is nie sonder Pinkster nie. Halleluja. Dit is waarom ons Pinksterkinders is, en belangrik, ons moet ingebore word in Pinkster, deur die wedergeboorte. Dis baie belangrik, sodat jy werklik 'n Pinksterkind kan wees, want as jy 'n Pinksterkind is, dan is jy vol van die Heilige Gees. Dis die verskil. Jy behoort aan 'n kerk, Pinksterkerkie, en jy's nog nie ingebore in Pinkster nie. Kom, laat ons dan by Pinkster bly. Dit is baie belangrik. En ons wil aan die Here die eer gee, dat ons weer eenmaal na sy woord kan luister. So wonderlik teenoor die Here. Baie dankbaar dat die Here vir ons uit sy woord uit, deur die Heilige Gees, ons leer en lei in die hele waarheid. Nou, ek het laas keer gepraat oor, is nie hulle wat sê Here, Here nie, maar is hulle wat die wil van die Vader doen. En ons weet wat die wil van die Vader is. Die wil van die Vader is dat ons moet absoluut gehoorsaam wees aan die woorde van God. En hierdie woorde is die waarheid. En ons moet hierdie woorde van God in waarheid glo, in gehoorsaamheid, sodat ons daardeur sodat dit daardeur vir ons tot geregtigheid gereken kan word. Prys die Here. En wat vir my hier interessant is, so meer as so verder as wat ons aangaan, bly dit nog steeds by die wapenrusting. En ek het dit al genoem dat die wapenrusting die kern van die wapenuitrusting. Voordat enige deel van die wapenrusting in werking kan kom, moet die heel eerste ding waar die woord van praat in Efesiërs 6, 'n ding wat ek moet doen, wat ek en u moet doen. Hy sê hierdie woorde, die 14de vers, hy praat van, hy sê dat ons met die wapenrusting, hy sê daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. Die volle wapenrusting, ons weet, hy bestaan uit 'n paar dele, maar die een wat belangrik is wat die beginpunt van alles is. Hy sê, julle lendene omgord met die waarheid. Met die waarheid omgord. Dit meen die 14de vers sê, julle lendene met die waarheid omgord. Waarom is die waarheid so belangrik? Ek dink wanneer ons gaan na as ons net so in die ewigheid kan insien, bestaan alles, Vader, die Seun, die Heilige Gees, alles in die hemel, bestaan uit een ding, en dit is waarheid. Waarheid is die belangrikste wat ooit na vore gekom het. Want as ek praat van God die Vader, dis waarheid. Wanneer ek praat van die Seun, is dit waarheid. Praat van die Heilige Gees, is dit waarheid. Wanneer ek praat van die woorde van God, is dit die waarheid. Alles is rondom die waarheid. En ek wil vandag vir iets uitlig omtrent die waarheid. Vir hierdie lendene van ons wat omgord moet wees met die waarheid, en dis die heel eerste deel van
die wapenrusting. Ek wil net gou 'n paar verse hier lees wat baie belangrik is. Hy sê in Johannes 8 vers 36. Hy sê as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die woord sê, hy sê in 1 Korintiërs 7 vers 21, as jy as 'n slaaf geroep is, ek wil hê jy moet kyk hierna. Mense kan as 'n slaaf geroep wees, mense kan as 'n vryman geroep wees, mense kan as 'n diensknegt geroep wees. Nou, so, daar is mense wat as slawe geroep is. Moet ek dan 'n slaaf van ander mense wees? Nee. Nee. Maar jy doen die werk van 'n slaaf. As ek dit so kan noem. As jy as 'n slaaf geroep is, laat dit jou nie kwel nie. Maar as jy ook vry kan word, maak daar des te meer gebruik van. Nou, hierdie vers wat Paulus hier sê, maar as jy ook vry kan word, dit meen alles jy as 'n slaaf geroep, dat jy kan vry raak. Ek wil net al hierdie goed by mekaar maak. En dan sê hy in 1 Korintiërs 7 vers 35, ek sê dit tot julle eie voordeel, nie om julle van julle vryheid te beroof nie, maar met die oog op welvoeglike en onafgebroke toewyding aan die Here. Dit meen, jy moet vry raak, sodat jou toewyding aan die Here onafgebroke kan wees as iemand wat vry geword het. En dan gaan hy verder en hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê, ek sê dit tot julle eie voordeel, nie om julle van julle vryheid te beroof nie. Dit net Paulus sê, ek wil julle nie van julle vryheid beroof nie. Nee. Halleluja. Hy sê, maar julle moet vryheid, is 'n onafgebroke toewyding aan die Here. Maar Paulus waarsku ook, hy sê 1 Korintiërs 8 vers 9, maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. Dan gaan hy sê verder en hy sê hierdie mooi woorde 2 Korintiërs 3 vers 17. Die Here is gees en waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Dan sê hy, en hierdie is mooi, Galasiërs 5 vers 1, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. In die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Ek wil net met oplet na een ding. Christus maak ons vry. Nie ek of jy of enige ander optrede van ons kan daartoe lei dat ons vry kan raak uit onsself of uit 'n optrede nie. Ek dink dat die grootste optrede vandag wat absoluut nie skriftuurlik is nie, is dat mense geestelike oorlogvoering doen om daardeur 'n vryheid te kry oor iets. Ek meen, sodat daar vir hulle voordeel kan wees. En dis nie waar vryheid vandaan kom nie. Hy sê hierdie mooi woorde. En ek 1 Petrus 2 vers 16. As vrymens en nie asof jy die vryheid het as 'n dekmantel vir boosheid nie, maar as diensknegte van God. Nou sê die woord van Here, ek weet hierdie mense wat geestelike oorlog voer en Petrus sê dit eintlik baie mooi, wat beloof hulle? 2 Petrus 2 vers 19. Hulle beloof vryheid aan die Here, terwyl hulle self slawe van verdorwenheid is. En hier kom die vryheid vandaan. Halleluja. Dit meen, as kind van God, het jy vryheid verkry. Ek het nou in hierdie week net so 'n sinsnede gehoor van iets wat iemand gesing het.
Dis 'n geestelike lied, maar hulle het dit gesing. Hulle sê hierdie woorde in hierdie lied. We will fight the battle of war for freedom to be free. We will fight the battle of war for freedom to be free. En dit verwys na geestelike oorlog. Spiritual warfare. Dit meen ons sal hierdie warfare of hierdie geestelike oorlogvoering, ons sal hierdie geveg vir vryheid en ons sal vryheid verkry. Dis die grootste leuen wat daar bestaan. Daar word vryheid aan ons beloof. Daar is vryheid, ons is vrygemaak. Die seun, hy sê as die seun jou dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. En hier kom hierdie vryheid vandaan. Hy sê dit in Johannes 8 vers 32. Hy sê julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En hier is 'n interessante ding. Die waarheid het niks met geestelike oorlogvoering te doen nie. Die waarheid het met die wapenrusting te doen. En dit wys net op een ding, dat die wapenrusting het niks met geestelike oorlogvoering te doen nie. Want die kerngedeelte in die wapenrusting is die waarheid. Wat interessant is, die laaste deel van die wapenrusting in die 17de vers, hy sê die helm van geloof en die swaard van die gees, dis die woord van God. Die waarheid is die begin van die wapenrusting en die woord eindig. In die sin dat die woord is die waarheid en die waarheid is die woord. En Christus, hy sê, en julle sal die waarheid ken. Wie is die waarheid? Die Here Jesus Christus is die waarheid, want hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. En hy het aarde toe gekom en wat sê die woord van hom? Hy was vol van genade en waarheid. Dis die Here Jesus. Sê hulle wat sê Here nie. Laasweek gehoor het, sal hom gaan nie. Duivels het gedry, siek is gesond, maar geestelike oorlogvoering gedoen, alles, sal hy sy gaan weg, ek ken julle nie. Hy sê hierdie woorde wel in Matteus 7 vers 24. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. En nou sê hy in 1 Johannes 1 vers 14, die einde van die vers, vol van Christus het gekom, die woord het vlees geword en hy was vol van genade en waarheid. Nou, sê die Here Jesus op 'n ander plek in Johannes 17 vers 6. Hy sê, en hulle het u woord bewaar. Hy sê dit aan die Vader, hy bid dit in die gebed. Want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. En hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek het hulle u woord gegee. Halleluja. En hy gaan verder met hierdie mooi woorde. Hy sê, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. En dan gaan hy verder. Hy sê, ek heilig myself vir hulle, dis Johannes 17 vers 19, sodat hulle in waarheid geheilig kan word. En dan sê die Here Jesus, 17 vers 20 in Johannes 17, hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my glo. Dit meen die woord, en dan kom ons na die een ding, ons moet ons lendene omgord met die waarheid. Nou, wie maak ons vry? Ek het nie, met baie mooi luister, ek het nie nodig om 'n geestelike oorlogvoering te doen om vry te raak nie. Ek moet die waarheid glo. In so 'n mate dat ek my lendene omgord met die waarheid. Geen geestelike oorlogvoering kan vir jou enige vryheid bring nie. Ek weet nou wil hulle by munisipaliteite gaan bid, so hulle daardie geeste wat alles so vashou en daar nie in die dorpe te mekaar hardloop, hulle wil dit nou bestraf sodat daar nou vrede wat alles in die dorp kan kom. Dit gaan nie werk nie.
Die Here Jesus sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. As ek na God die Vader, die Seun en die Heilige Gees kyk, kan ek een woord oor al drie skryf en dis waarheid. Want God is geen mens dat hy kan lieg nie. En as ek wil vry raak van boosheid en dit wat God nie behaag nie, dan is daar net een ding wat my kan. Nou kan jy sê, ja, maar die bloed van Jesus reinig my, sodat ek deur die waarheid vry kan word. Van wat? Van verdorwenheid, ons het dit gelees, van die leuen, van valsheid, sodat ek daarvan kan vry raak. Want as jy nie daarvan vry raak nie, kan jy die wapenrusting nie opneem nie. Jy moet jou lendene omgord met die waarheid. Want as jy dit doen, sal jy die waarheid ken en die waarheid sal ons vry maak. Halleluja. Geen geestelike oorlogvoering kan vir ons vryheid gee nie. En baie interessante ding, ons kan nie een werk vir ons vryheid nie. Nee. Daar's net een iets wat ons vryheid kan gee, en dis die waarheid. En asseblief, jy moet dit baie, baie duidelik verstaan. Dis net die waarheid wat aan ons vryheid kan gee. Vryheid van gees. Hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Met ware vryheid het Christus ons vrygemaak. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Dis die vryheid waarmee Christus ons vrymaak. Deur die waarheid. Dit meen, as ek dit so kan sê, die waarheid gee vir ons vryheid in Christus. En hierdie waarheid maak ons geheel en al vry. Gees, siel en liggaam. En dit is waarom, ek wil weer Johannes 8 vers 36 lees, hy sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry word. Wie is die Seun? Hy is die waarheid. Dit meen, as die waarheid jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Jy kan geen ander vryheid, of geen vryheid kry, sonder die waarheid nie. Nee, dis waarom, ons het al gehoor van mense wat in 'n hofsaake gestaan het, wat baie ernstig is. En hulle het die waarheid gepraat van wat gebeur het. Hulle erken ook dat hulle is skuldig. En daar is hoeveel van hulle wat vrygespreek is, net omdat hulle die waarheid gepraat het. En ek wil vandag vir u sê, vandag so howe sal dit nie so gebeur nie, maar dit het vroeër jare so gebeur. Dat die waarheid het al baie mense vrygemaak van straf of van enigiets anders. En dit is waar ons het vroeër jare die woord restitusie gebruik. Ek weet, soos mense wat op die spoorweë gewerk het, kom hulle tot bekering, hulle het van die spoorweë se goed gesteel, en dan gaan hulle terug na die spoorweg en sê hulle, ons het hierdie goed gesteel by julle geval. En weet jy, die een van hulle was vervolg nie. Omdat hulle die waarheid gepraat het, is hulle vrygemaak. En dit is waar die geheim lê. As jy waarlik vry wil wees, sorg daarvoor dat jy die waarheid ken, Christus wat die waarheid is, en die waarheid sal jou vrymaak. Ek en u het nie nodig om 'n oorlog te voer of niks te doen nie. Christus gee vir ons absolute vryheid as ons die waarheid glo, die waarheid spreek en in die waarheid wandel. Dan is ons totaal vry. En wat interessant is, die Bybel sê waar die Gees van die Here is, daar is vryheid, want die Heilige Gees leer en lei ons in die hele waarheid, en daai hele waarheid, dis die Gees, en waar die Gees is vryheid. Dit meen, deur die Heilige Gees wat ons leer en lei in die waarheid, sal ons absoluut vry wees, met die vryheid waarmee Christus, wat die waarheid is, ons
vry gemaak het. Moenie probeer oorlog voer nie. Jy gaan verloor. Maar daar's geen vryheid daarin nie. Vader, ons baie dankie sê dat ons na u woord kon luister. Dankie dat u seun, ons Here Jesus Christus, u woorde aan ons oorgedra het. En dankie dat ons deur die Gees kan verstaan wat die woord van die Here vir ons sê. Want hy leer en lei ons in die hele waarheid. Aan u wil ons bring al die lof en die eer. En gee ons genade, laat ons vas sal bly staan in die dag van onheil. Deurdat ons, Here, ons heupe of lendene met die waarheid omgord het. Baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.